kan om Jesus, wie glo om te wees? Amen. Dis die lekkerste plek, weet jy. Die behoordigheid van die allerhoogste te wees. Geliefdes, aankondigings vir die week. Armin, maar suster, sit maar op. Woensdag is bid hier live. Vrydag is jeug nog toe. Sondagoggend is daar foonbediening. Pastor Marius en Pastor Ramon gaan dus foonbediening doen en Pastor Marius die aandiens. Geliefdes, hier by die Hemellikse Herdenksings is donderdag. Hey! Halleluja en ons suster, prys die Here. Wonderlik. Hey, kom ons klap hande man. Geliefdes, ek dink dit is al vir die aankondigings. Geliefdes, ek het een versoekie. Ons moet ernstig bid. Die duiwel is besig om die kinders van die Here aan te val. Nie net 'n bietjie nie, gevaarlik. Ek was gisterand ook by 'n ander geleentheid gewees en daar was ook so ligte onder ons en van die mense het uitgestap. Nou geliefdes, dit is net Satan wat dit inwerk in die mens. En ongelukkig het hy weer die vrou gebruik. Ongelukkig. Maar ons moet bid. Nie net vir ons gemeente nie, bid vir al die gemeentes. Vir almal. Geliefdes, ek praat, dis 'n ernstige saak. Die Satan is besig. As jy gaan kyk in Matteus 24, sê hy vir ons, in die laaste dae sal daar gerugte van oorlog wees. Dit is heiliglik, is dit so? Wat sê jy dit vir? Die einde is in sig. Daar's pestsiektes. Ons moet wakker word. Ons moet ons oë oopmaak. Die tyd raak min. Kinders van die Here, kom saam met suster weer vra om vir ons open dit gebed en dan gaan ons die Here se naam groot maak. En ek bedoel groot maak. Kom ons maak vir u hoor. Here, weer eens kom ons vanaand na u toe en sê vir u baie dankie, Here, dat ons in die huis van die Here kan wees. Soos ons gehoor het, Here, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid dat die vyand se lustigheid in ons midde, Here, tot niet sal gaan. Ons stel sy werke kragteloos deur die heilige bloed van Jesus Christus. Ons pleit een en elkeen van ons en elkeen wat aangeraak word deur die duiwel, Here, pleit ons onder die bloed van Jesus, sodat geen onheil sal tref nie, dat geen mismoedigheid nie, geen twis of haat of nyd onder hulle sal wees nie, Here, maar dat hulle mekaar sal verdra en mekaar sal opdra na die troon van genade. Here, u sê, ons moet mekaar lief hê en ons moet vir mekaar bid. En ons moet gedurig, tydig en ontydig vir mekaar bid. Ons weet nie, Here, die een wat is die ander een se probleme nie. Daarom dra ek elkeen nou op na u toe, Here. Sien hulle kommer, sien hulle harte raak. Ek wil hierdie diens ook opdra na u toe vanaand en vra, Here, kom hier in ons midde, beweeg deur ons sitplekke, Here. Laat dit waai oor my. Laat dit waai oor my. Laat die gees van God nou waai oor my. Asseblief, Here, kom in ons harte en dat ons harte ontvanklik kan wees vir die woord. Here, en ook dat ons sal instem wanneer ons die liedere sing, sodat ons in kontak kan kom met u, Here. Geen dwalende gedagtes nie. Ons pleit elkeen sy gedagtes onder die bloed van Jesus. En ons sê vir u dankie daarvoor, Here. Wees nou vrylik in ons midde om Jesus wil. Amen. Amen.
of Kings. The Lord of Lords. As moet ons so sê. My suster, kom ons speel hy. Jy ken. She's the king. Ons het vanaand die heilige nagmaal. My geliefdes, ons orkes gaan nou speel Roliba. Geliefdes, kom ons maak seker, ons is reg vanaand, voor ons die tafel gebruik. Die tyd om hom reg te maak. Daar is hy baie lang genoeg. Die engele
Jesus is vir ons gekruisig. Is jy werklik in sy kant? Of dien ons so half die Here, en so half die Satan? Ons is baie maklik om ons ore uit te leen vir die Satan. Want ons wil nie die stem onderskyn nie. En dit is die hedendaagse probleem. En soos daai ene van die is dit betrokke afgelees word. Hierdie is 'n tyd van die kind van God om 'n fees te hou met hom. En hoeveel van ons hou werklik die fees? Hoeveel van ons hou werklik die fees? As ek nou gekyk het so na Vrydag aand, dan was ons net so handjie vol. Ek weet nie waar was al die ander nie. Die woord van die Here sê, ons moet in ons onderlandse byeenkomste mis nie. So sommige die gewoonte het. Ek is gewoond om eintlik te vroeg te wees. Miskien moet ons nog 2 dienste hou. Maar geliefdes, ek is vanaand baie ernstig. Ons moet eerlik begin 'n groei toon in onsself in die woord van God. Jesus het al daai pyn deurgegaan. Al daai vernedering het hy deurgegaan vir my en vir jou. Hy het nie altyd gesê, duiwel, nee, okay, hy pleiser ook aan sy oog, gesê, nee, wag, ek gaan maar eerder los nie. Nee! Hy het die Satan bestraf. Sy vyande het so om hom gestaan. Maar hy het dit gedoen vir my en vir jou. Maar wanneer hy ons 'n opdrag gee, wat doen ons? Hardloop weg. Wanneer hy die opdrag sê, gaan na die huis van die Here toe, om sy woord te ontvang, dan gaan ons maar eerder by die huis bly. Oor my klein toontjie is seer, my maag, en my vader, ek het 'n hoofpyn, ek kan nie sien nie. Noem dit. Dit is alles in die geskiedenisboeke. Daar's geen geneesheer. Daar's geen geneesheer. Maar as ons hom nie opreg wil dien en hom voer opreg nie, hoe verwag ons om uit sy hand uit te eet? Wat lief is nie, wag. My broer, ons sit nou na idee. Liefdes, die suster kan jy my help. Die nag, waarin Jesus verraai is,
het hy hierdie tafel ingestel. En hy het hierdie tafel ingestel en gesê, doen dit so dikwels as julle kan. So hierdie tafel kan ons eintlik 2 keer 'n maand ook gebruik. En hierdie tafel, wanneer jy kwaad is vir 'n broer of 'n suster en jy het vrede gemaak, dan is dit goed om die nagmaaltafel te gebruik om versoen te raak met mekaar. Beide gaande is voete was. Die is nou nie 'n skool nie, anders kon ons mekaar se voete begin was het. Is 'n feesding. Maar geliefdes, ons moet ernstig wees wanneer dit kom by die nagmaaltafel. Daarom ek het net ook gesê, ons daai liedjie gesing het, kom ons maak onsself reg. Kom ons maak onsself skoon. Die woord van die Here sê vir ons, as ons nie reg gemaak het nie, hy sê dat hier in 1 Korintiërs 11, 29, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Ek geliefdes, ek lees dit nie in my kop uit nie, ek lees dit uit die woord van God uit, dis die waarheid. En dan gaan hy verder en sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes. En 'n aantal het ontslae. Nou as ek so kyk, dan sien ek hoe gaan die sterf die mense af op vroeë ouderdom. Dan sê dit vir my, het hulle die nagmaaltafel skoon gebruik, of was daar nog iets fouts van? Mense loop met bloedlijnvloeke. Dit gaan net so aan en aan en aan, klein kinders slinger, dit gaan net aan. Want niemand wil het werkelijk preek in die geloof. Suiker, bloeddruk, daai dinge, is van die Satan. Dit is van die Satan af. My vader sal dit nie jou pad langs bring nie. Maar jy wil ook nie ontslae raak van dit nie, jy wil dit vasglo, jy wil dit vashou. Dis tyd dat ons begin om die woord van die Here ernstig op te vat en in die geloof te wandel. Al die dinge afsny. En dit is die sak van dit in jou werk. Maar nie te min. Kom ons maak die toer oor. My Vader, ons kom vanavond vir U. Vader, U wat die tafel ingestel het. Jesus die dag toe het verraai is. My Vader, het ek nog gesê dat elkeen van ons voor ons het gebruik moet wees, reg wees. Daarom praat ek vanaand met Vader. Laat elkeen homself sal ondersoek. My Vader, vergewe elke ieder een vir ons, Here, want ons is nie volmaak in my God, daar sê die volmaak, en dit was Jesus. My Vader, seën nou hierdie tafel vir ons. My Vader, wat ons die deel van die liggaam, laat ons sal besef wat Jesus vir ons deurgegaan het. Sy liggaam was so opgebreek vir ons. My Vader, sy bloed, wat ons reinig van alles is.
Maar u vanaand sien hierdie tafel. En staan stil by iedere een julle. Ek dit in Jesus kosbare naam. Amen. Die nagbare net verraai is het brood geneem, gebreek en gesê. Dit is my liggaam wat die hele gebreek is. Doen dit so dikwels as jy kan. Nou geliefdes, sy liggaam is vir ons gebreek. Nou, die Sambokmal mee geslaan is, die karwats, het 7 punte gehad. En op elke punt is 'n loodstuk. Nou elke keer as hy dan so op jou rug val, dan vat hy 'n stuk vleis saam. Dink vir jouself, hoe het Jesus gelyk en hoe het hy gevoel? Dankie my suster. Daarom vra ek julle vanaand, vat dit baie ernstig op. beker geneem, druiwesap aangegooi en gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Geliefdes, die wat die beker wil hê,
Mens kan net een keer dood. Jy kan nie 2 keer dood. So hoe is dit dat mense hulle lê die sonde af en dan kom hulle hardloop hulle maar weer saam met die sonde. Want jy het mos nie meer gelê nie. Maar die sonde mos nie dood nie. Hulle gaan my nie 2 keer in 'n kus kan sit. Want as ek in die kus se sakke trol by gebrand of whatever, is dit verby. Jy kan nie meer 'n tweede keer nie. Skriflees ons vanaand uit Matteus 28. Dan gaan julle baie lank ophou nie. Dis alles baie bekende stukke. As jy 3 punte wat ek net wil baie beklemtoon vanaand. Vanaf vers 2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie bevrees wees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Net tot so. My Vader, kom vanaand hier hou my neder. My Vader, spreek vanaand deur my mond. Gebruik my as 'n instrument in jou hand. Ek bid dit in Jesus kosbare naam. Die een wat sy lewe vir ons gegee. Dankie Jesus. Amen en amen. Geliefdes, ons hoor nie deesdae dat die engele kom af aarde toe of die Here kom af aarde toe. Want ek dink as dit nou moes gebeur het, sou die mense dood omgeval het. Wat skok. Want ons ervaar nie meer sulke dinge. Ek luister soveel kere by die mense kom en sê, o nee, dat nou iets in hulle huis te gehoor. Die boor en die koppies en goed het begin en ons kuif. Van hulle sê, die Here het hulle besoek. Geliefdes, die Here gaan dit nooit doen. As jy jou besoek jy jou God is. Daar in 'n droom sal jy besoek. Die woord van God sê die ou mense sal drome droom. Is dit nie waar nie? Dan sê ek daarom nog uit, dankie Here. Ek is al oud, ek droom nie. Maar geliefdes, Satan het baie mag. Ons moet dit een om te. En hy is daar om die kinders van die Here af te breek. Hy is daar om hulle af te breek. Ons moet baie versigtig wees. Die woord van die Here sê vir ons hier in Johannes 20. Julle weet ons is so lief om te sê, ja nee, dit is duiwelse werk of dit is. Maar hy het ons werklik ondersoek ingestel.
Het ons werklik gebid en die Here gevra? Want die Vader het net soveel mag in die Satan gegee as aan die Here, as aan Jesus. Ons moet oppas. Daarom sê baie mense, ek is baie versigtig om te luister wanneer mense sê, ja, die Here sê so. Ek is baie bang, wanneer iemand vir my kom en sê, die Here sê so, onmiddellik wil ek weet, hoe het hy met jou gepraat? Het hy net een keer met jou gepraat, of het hy 3 keer met jou gepraat? As hy 3 keer met jou gepraat het, dan kan ek dit aanvaar, anders kan ek dit nie aanvaar nie. Jammer, dit is maar nie so, ons lewe in daardie tyd. Want die duiwel gaan ook vir jou sê, die Here sê so, maar dit is sy Here, die valse God. Die God wat die skryf met die klein gee. Ek dien die God met die groot gee. Geliefdes, maar hier in Johannes 20 sê, Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader. Daar is die gedeelte wat ek wil hê. Hy gaan op na sy Vader en ons Vader. En my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Prys die Here. Geliefdes, Jesus se pa is ons pa. Nou net soveel mag as wat die Vader van sy seun gegee het, Jesus, net soveel wil hy vir ons gee. Maar kan hy veel vertrou met hom? Jy weet, dit help my ons bid en ons vra, Here, gee vir my daar in Sirus 400. Dis een van die vinnige goeder. En die Here weet, jy kan hom nie hanteer nie. Net so is dit met sy woord ook. Hy kan jou nie al die gawes gee, en hy kan jou nie vertrou met dit. Jy weet nie wat om dit te gebruik nie. Jy weet nie wat om dit te doen nie. Want die duiwel is los in hierdie laaste dae, geliefdes, en hy val die kinders van die Here aan. Hy val nie hierdie buite mense aan nie, hy val die kinders van die Here aan. En dit is wat my bekommerd maak. Ek sien dit nou so baie dat hy in die kerke die gemeentelede aanval teenoor mekaar. En dit maak my baie bekommerd. En maar wanneer het gesing word, as hulle hande omhoog, halleluja, prys die Here. Maar daai persoon dink jy aan die persoon wat hy hier in die kerk het. En die gemeente het. Ons moet oppas vir dit wat uit hierdie mond van ons uitgaan. Ons moet oppas. Jakobus se volgende, hy sê vir jou, stel 'n wag vir jou mond. Hy is miskien die kleinste dingetjie, maar hy dra die meeste krag. Oppas vir hom, want die Satan werk deur hom. Jesus toe hy opgevaar het, het hy gedink aan elkeen. En hy sê tot ons, alles wat ek gedoen het, kan julle ook doen. En nog soveel meer. Maar hoekom kan ons dit nie doen? Hoekom kan ons dit nie doen? Want ons bly nie volgens sy woord. Of sy opdragte. Geliefdes, ek gaan nie lang boodskap nie. Ek het bykans slaap. Ek het net een vraag. Hoe lyk jou verhouding met die Almagtige? Het jy meer tyd wat jy spandeer op God? Of het jy meer tyd
wat jy spandeer op daai duiwelskassie. Hulle noem dit 'n selfoon. Daai selfoon gaan jou nie hemel toe kan vat. Ek weet versekerheid wat jy help. En ek raak bekommerd as ek sien hoe die jong kinders dis al met die fone loop. En daar sien jy so, ek weet nie, 'n blok op 'n ding op baie goed nie. Hulle gaan in op enige plek waar hulle wil. Dis ons ouers se skuld. Ek vra weer, hoe lyk jy nu? Het jy tyd vir die woord van God? Of het jy meer tyd vir die Satanskassie? Want dat het tot vanaand wat weer deur is. En jy maak ook Jesus staan daar. En hy sê, kom, kan ek weer deur jou huis loop. Wat gaan ek kry vanaand daar op jou bedkas? Gaan hy sy woord kry? Of gaan hy jouself op? Die verskoning is wees daar nie, maar die self maak my wakker maak. Dis 'n vloek verskoning. Ek weet nie, ek het seker maar gebouwd aan waarom nie, so. Ek gaan slaap as ek om 4 uur wakker word, sê ek, Here, 4 uur word wakker word, en 4 uur is ek wakker. En hierdie aangebouwde alarm het my nog nooit teleurgestel. Geliefdes, ons moet dink daaraan. Ons lewe regtig in die laaste tye. Jy kan het gaan lees. Gaan lees Matteus 24. Gaan lees. Ek sal jy alle skrifte vir julle alles gee. Ons lewe in die laaste tyd. Dit is bitter min. Ons praat verstaan so, dat die Here volgens die woord van God en volgens die tye, moes die Here al reeds gekom het. Ons lewe in beseringstyd, maar nog die kinders van die Here nie oor nie. Ek wil het miskien sê so doop soos ek gegeet nie. Geliefdes, die feestyd is amper op. Nog net kom. Kom ons spandeer die dag op die Here. Die Here het ons elke in wat hy vir ons doen. Maar hy kan het nie vir jou gee nie, want jy kom nie by hom nie. Hoor jy my skrif? Liefdes, dit het my so 'n bietjie vaak gelyk. Liefdes, kom ons samen gaan ons die naam van die Here groot maak. En dan gaan pastoor en mamma ons afsluit met gebed. En die dienste sal nog verklaar asseblief. Victory is mine.
in Jesus wonderlike naam, Here. En ons sê vir U dankie vir hierdie naweekse dienste. Dankie Here vir elkeen wat moeite gedoen het om op te kom, Here, vir elkeen wat iets gedoen het. Sê vir ons dat baie dankie en ek vra U Here, seën elkeen ryklik. Hierdie week wat voor lê, Here, dat U met elkeen van ons sal wees, dat U ons onder die bloed van Jesus sal dek, Here. En dat ons hierdie week sal moeite doen om te leef dit wat U vir ons voor aan die kruis gesterf het, Here. Seën die offerande, Here, seën die voedsel wat voorberei is en ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. You are the